Môre almal, wat 'n wonderlike voorreg het ons net nie om elke dag in ons lewe te begin met die wete dat ons in God se teenwoordigheid lewe. En dit is vir my so wonderlik om te weet dat ons begin 'n dag met die wete alles wat met hierdie dag gebeur, sal ek kan doen omdat die Here my die krag gee daarvoor. Dis so 'n vreugde om te weet dat ons lewe op aarde is geanker in Jesus Christus, ons Heer en Meester. En soos wat ons deur 'n dag stap en deur 'n week stap, en baie keer dink hierdie plek is tyd is so besig, ek weet nie ook al die punte bymekaar gaan kry nie, besef ons kan net met vrymoedigheid stap. Hy administreer ons tye, maar hy is ook die een wat ons voetstappe vir ons rig. Ons is in so 'n belangrike tyd in God se kalender. Vanmiddag 6uur begin Yom Kippur tot môre middag 6uur en ons as 'n gemeente gaan vas, want hierdie is eintlik 'n dag wat van die begin af, selfs in die tyd van Israel was dit 'n dag wat mense hulle self regtig ondersoek het voor die Here en wat hulle die Heilige Gees toegelaat het om met hulle te praat en te wys as daar goed verkeerd is in hulle lewe, dat hulle dit kan bely. In die Ou Testament was Yom Kippur die dag gewees vir die hoëpriester vir homself in sy eie gesin 'n hele bul moes offer voordat hy in hierdie ampt as hoëpriester in die allerheiligste kon ingaan om versoening te doen vir die volk. Ek en jy vandag is nie in 'n plek waar ons offers hoef te bring nie. Wat 'n vreugde, omdat Jesus Christus, die perfekte lam van God, tot in alle ewigheid ons sonde weggeneem het. En wat meer is, hy het ingegaan in die allerheiligste en hy het nog nooit uitgekom nie. So hy sit nie regterhand van Vader God en hy doen intersessie vir my en jou. Hy bid vir ons, hy moedig ons aan, hy neem die sleutels in sy intersessie en ontsluit die roeping wat God op my en jou lewe het, dat ons met oorwinning kan hierdie pad stap. En terwyl ons hierdie spesiale seisoen het, hierdie spesiale dag het, waar ons net in sy allerheiligste kan ingaan met verootmoediging, met die gees van die vrees van God op ons lewe. Ons moet weet dat die hoëpriesters van ouds het ingegaan met 'n tou om hulle enkel. As hulle nie hulle self verootmoedig het en gereed gemaak het en in God se teenwoordigheid gekom het nie. Niks onrein kan lewe in God se teenwoordigheid nie. Want hulle gesterf en moet hulle uitgetrek word, wat ons gelukkig geen rekord van het wat gebeur het nie, maar dis hoe ernstig hierdie dag vir my en vir jou is. En ons het 'n hoëpriester wat vir ons versoening doen. Ons hoef nie meer diere te slag nie. Wat 'n voorreg. En om te weet dat hierdie offer wat hy gebring het, het ons toegang gegee tot God se allerheiligste tot in alle ewigheid. En hierdie is so 'n spesiale seisoen en dag wat ek en jy net kan onsself humble en in God se teenwoordigheid inkom. Ons weet nou al dat God se seisoene en tye wat hy vir ons oopmaak om te vier 'n spesiale oop hemel het, wat dit net vir ons so toeganklik maak om in God se teenwoordigheid in te kom. En vir my is dit so wonderlik dat ons hierdie tyd kan gebruik daarvoor. En in hierdie jaar dan kan ontvang dit wat in die hemel is, so ook op aarde wat nodig is vir die volgende seisoen in ons lewe. 'n Skrif wat die Here die afgelope tyd so na my toe gebring het en my bewus gemaak het van ons lewe nie vir onsself hier op aarde nie, is 2 Timoteus 1 vers 9 en ek wil dit vir ons lees. For it is God who delivered and saved us and called us with a calling in itself, holy and leading to holiness, to a life of consecration, a vocation of holiness. God did it not because of anything
of merit that we have done, but because of and to further his own purpose and grace, unmerited favor, which was given us in Christ Jesus before the world began, eternal ages ago. Hier kom hierdie woord en sê dat die Here voor die grondlegging van die wêreld het hy besluit, ek en jy gaan hy uit homself uithaal en op aarde kom plaas. Maar ons is nie op aarde geplaas net om 'n ma en 'n ouma en 'n boer en 'n boekhouer en 'n onderwyser en wat ons beroep ook al is, 'n huisvrou. Ons is nie net daar geplaas om dit uit te leef op aarde nie. Ons is daar geplaas met 'n roeping van die Here wat hy deur ons en uit ons wil laat vloei. Ons is daai plek van waar hy homself op aarde kom plaas het en na ons wedergeboorte wil hy deur ons die ministry wees wat hy aarde toe gestuur het. En sonder dat ek en jy dit weet, is ons besig om vir mense, vir die Here gebruik te word in mense se lewens. En ons moet verstaan dat hierdie is die plek waar die Here mense se lewens aanraak en mense selfs vorm sonder dat ek en jy eers bewus is daarvan. En ek het die afgelope tyd gekyk na die gees van die vrees van die Here, want ek besef dat as ons nie die gees van die vrees van die Here in ons lewe het nie, vervul ons nie sy roeping nie. Want ons volg Jesus op aarde, maar ons volg hom baie keer deur wat die woord ons leer, deur die geskiedenisgedeelte van sy lewe. Maar Jesus kon Jesus wees op aarde, omdat sy gees hom gedring het, hom gelei het. En daardie gees het ek en jy ontvang met ons wedergeboorte. En ons weet, as ons kyk na Jesaja 11, dit is die gees van die Here, the spirit of wisdom, understanding, of power and might, the spirit of the Lord, en dan baie belangrik, the spirit of the fear of the Lord. En dit is die een wat laaste genoem word, wat al die ander omvang. En Jesus het so gewandel in vrees, die gees van die vrees van God, dat hy gesê het, hy het niks gedoen wat hy nie eers sy Vader gevra het nie. Hy het net gedoen, hy was net 'n verlenging van Vader se plan vir hierdie ministry wat hy op aarde gehad het. En dieselfde gees het hy in my en jou kom plaas, wat ek en jy het, waar hy ons ook al geplaas het, om sy ministers te wees. En wat my so hierdie week beïndruk het, is Genesis 31 vers 42. Hierdie is die gedeelte waar Jakob deur Laban letterlik abuse is, wat sy loon betref, wat sy werk betref, en hoor die getuienis, hoe het Abraham en Isak se lewe vir Jakob gevorm. And if the God of my father, the God of Abraham, and the dread, the fear of Isaac, had not been with me, surely you would have sent me away now empty-handed. God has seen my affliction and humiliation and the wearing labor of my hands and rebuked you last night. Hier kom hy en hy verwys na Abraham se dien van die Here. Maar hy kom en hy hoe hy sy pa beskryf, die getuienis van Isak is the fear of God on Isaac's life. En dit het vir Jakob gevorm. So ek en jy moet weet dat hierdie plek waar die Here ons geplaas het, is nie net 'n plek waar ons lewe nie, maar ons is deur God hier geplaas as 'n ministry. Of ons daarvan bewus is of nie, dit is so belangrik dat ons dit sal besef. En die vrees van die Here is so belangrik in hierdie seisoen vir my en jou. Ek wil vir ons Psalm 25 vers 14 lees, want in die tyd is my grootste begeerte dat God sy geheimenisse in hierdie tyd van intimiteit, wat hy vir my lewe wil openbaar,
wat hy vir die gemeente wil openbaar, dat hy het sal kom ontsluit in my lewe. En ek besef dat die gees van die vrees van die Here, wat hierdie heilige ontsag vir hierdie almagtige, heilige, kragtige God is. Wanneer ons onsself onderwerp aan hom en besef wie hy is, en na hom toe kom met 'n diepe afhanklikheid, dan kom hierdie Psalm 25 vers 14 in werking wat sê, the secret of the sweet satisfying companionship of the Lord have they who fear, revere and worship him, and he will show them his covenant and reveal to them its deep inner meaning. Daar is dieptes en openbaring wat God in hierdie seisoen van Yom Kippur in 2025 vir my en jou wil gee, wat ons lewe moet beïnvloed, wat 'n impak moet hê in ons lewe, dat waar ek en jy lewe, dit sal uitvloei en deurvloei na die plek waar God ons geplaas het, om te lewe vir hom in hierdie roeping as sy kind. En wat vir my so wonderlik is as ek kyk na die woord wat ek en jy het, wat so 'n impak het ons in ons lewe het, so 'n beskerming in ons lewe het, dan besef ek net dat God het op aarde alles vir my en jou gegee. En wanneer ons kyk na die omstandighede in ons lewe en in die wêreld, dan besef ons dat die kosbaarste en die kragtigste wat God vir ons gegee het, is dan ook die wapenrusting, wat eintlik elke stuk 'n manifestasie van die oorwinning en die volheid van Jesus Christus is, wat hy afgehandel het op Golgotha vir my en jou. Maar weet julle, ons kyk altyd na die 6 stukke van die wapenrusting. Wat wonderlik is, natuurlik is die swaard, die helm van verlossing, die skild van geloof, die woord, die beld, die swaard. Hierdie is alles vir ons kragtig. Maar weet julle, God is nie 'n getal van, hy stop nooit by 6 nie. Hy het altyd 7. En ons fokus altyd op die 6 stukke van die wapenrusting. En dan verklaar ons dit en ons trek dit aan en ons bevestig dit. Maar die wapenrusting het 7 stukke, nie 6 nie. En ons besef nie dat die 7de stuk is eintlik die belangrikste in my en jou wandel met die Here. En ek wil dit vir ons lees, Efesiërs 6 vers 18. Na Paulus al hierdie stukke vir ons gegee het, kom hy en sê, pray at all times, on every occasion, in every season, in the Spirit, with all manner of prayer and entreaty. And to that end, keep alert and watch with strong purpose and perseverance, interceding in behalf of all the saints, God's consecrated people. Die belangrike plek waar God vir my en jou geplaas het, is om altyd te bid. Al die omstandighede in elke seisoen van ons lewe. En dan kom hy met 'n belangrike ding wat hy hierdie afgelope jaar so gehighlight het en ons elkeen so op die hart gedruk het. In the Spirit. Pray at all times in the Spirit. En hoe hy gekom het deur sy genade en vir ons gesê het, ek wil hê julle moet ten minste 20 minute elke dag in tale bid. Want dan kom die gees van God en hy bid die perfekte wil van God in en deur my en jou lewe. Wat 'n voorreg het ek en jy net nie, om in kontak te wees, in gesprek te wees met die Skepper God van die hemel en die aarde, wat alles in sy hande hou, wat hy wil en kan gebruik, nie net in ons eie lewens nie, maar ook in die mense, in die plek waar hy ons geposisioneer en geplaas het. Kom ons gebruik hierdie seisoen van Yom Kippur hierdie jaar om die geheimenisse wat God wil ontsluit vir my en jou in ons diepste wese, in sy diepste wese, om dit soos in die hemel af te trek hier op aarde. En koop tyd uit. En ek wil vir julle sê, ek het so 'n verwagting en 'n afwagting hierdie jaar. En my program het so vol kom word met goed wat ek nie kan skuif nie, wat net gebeur, soos 'n begrafnis,
vanmiddag het ek 'n troue wat in my kantoor moet plaasvind. Daar het net soveel belangrike goed gebeur wat ek nie kon skuif nie. En ek het net besluit, maar daar is ure in hierdie nag wat ek kan in sy teenwoordigheid spandeer, dat geen mens my kan pla nie. En ek kan net vir julle sê dat my ervaring is, selfs in die nag, as hy jou roep om in sy teenwoordigheid in te kom, is jy so verkoop daardeur, dat jy die volgende dag nie eers gaan agterkom, dat jy min geslaap het nie. So kom ons gebruik hierdie seisoen, kom ons gebruik hierdie tyd, om tot hom te nader. En dan sê hy in Jakobus, nader tot my, en ek sal in my volheid tot jou nader. Here Jesus, wat 'n voorreg om te weet, U is die Hoëpriester, wat sit aan die regterhand van ons Vader, wat bid vir elke een van ons. En ons wil kom met hierdie seisoen van Yom Kippur, en ons wil vra, Here Jesus, ontmoet ons asseblief, deur U Gees, op 'n manier waar ons sal ontsluit en ontvang die geheimenisse van ons Vader vir hierdie nuwe seisoen. En ek bid dat U so verheerlik sal word in en deur ons elke een se lewe. Amen.